8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien. Gelukkig is die wat my nie sien nie, gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Here, ons sê Here, as ons hierdie woorde hoor, dan is dit vir ons groot. Groot dat U in 'n nuwe wese verskyn het aan die disippels, dat U vir Thomas so lief gehad het, dat U hom toegevou het, dat U sy ongeloof te hulp gekom het. En as ons U woord hoor vanaand, dan bid ons dat U ook ons ongeloof te hulp sal kom, dat U vir ons sal seën met U wonderlike liefde en teenwoordigheid. En dat U vir ons die sekerheid sal gee, die vaste sekerheid dat U vir ons lief is, dat U vir ons omgee, dat U vir ons sorg. Ons bid dan, Here, wees vir ons nou naby, seën die woord wat ons wil bedink en wat ons wil oordink aan ons harte. Verheerlik U naam in ons teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, soos ek vir julle gesê, die tema is die Heilige Gees bring vreugde in lyding. Vreugde in lyding. Nou, ons het nou eers gesê, ons is in Pinkster, en ons praat oor die Heilige Gees, die advokaat, die Parakletos, wat namens ons opstaan, wat namens ons praat, wat vir ons eintlik die mooi betekenis is, optel, vashou, dat ons kan sterk staan, wanneer dit met ons swaar gaan. Dat hy sy arm onder ons insit, en die interessante hiervan is, dat hy vat nie ons goed weg nie, hy vat nie ons pyn weg nie, hy vat nie ons die gevolge en goeders weg nie, hy vat nie die wêreld weg nie, hy verwoes niks nie, hy laat ons net bly staan. Hy laat ons bly staan, en hy laat ons praat, en hy laat ons deel met die probleme en die krisisse wat in ons lewe het. En dit is die Heilige Gees, wat ons nie so lekker kan alles saamvat en sê, maar hier is die persoon, die Heilige Gees nie. Want sy werkinge is ruach, wind. Hy waai waar hy wil, en hy doen soos hy wil. Maar daar dieselfde Gees wat in hierdie wêreld is ook in hierdie wêreld van my. In my kop, in my hart, in my gedagtes, in my lewe, in my omstandighede. Dis wat die Here Jesus gesê het. Hy stuur iemand om ons te kom help. Om ons te herinner alles wat hy geleer het. Dis hoekom ons die skrif het. Hy het alles laat opskrywe. Hoe wonderlik het hy dit nie net gedikteer nie, maar hy het dit in die omstandighede wat hy vir hulle, waarin hy met hulle was, het hy vir hulle verklaar en uitgelê. Hy het vir Paulus en vir Petrus en vir Johannes en al hierdie mense wat so geskryf het, vir Lukas en Matteus, het hy geïnspireer. Hy het hulle die waarheid laat sien. Hy het hulle die helderheid van gees gegee. Ons sit vandag met die resultaat. En dis dieselfde Gees wat in ons woon. En dis dieselfde Gees wat met ons wil werk. En dis dieselfde Gees en dieselfde krag van daardie Gees wat vir my ook wil saamvat. Op hierdie pad, in hierdie lewe, hoe ons ook al moet lewe. En daarom, die Heilige Gees is die Parakletos, die advokaat wat vir ons intree, maar hy is ook ons trooster. Is die een wat die warm kombersie om my sit wanneer ek verskriklik eensaam
wat ek verskriklik seer, en wat ek verskriklik pyn het, wat ek nie verstaan nie, soos ons gesing het, Here, ek verstaan nie, U weet nie, ek weet nie waartoe gaan U met hierdie ding nie, hierdie ding is vir my te groot, ek is te seer, ek is te pyn, die dood het my stikkend gemaak, die verlies was vir my te veel. Dan is daar die troos, daar die omarming, daar die sekere wete, Jesus lewe. Jesus tree vir my in. Die Heilige Gees hou my vas. Niks kan my uit die hande van God ruk nie. Daar's die krag wat ons vir ons lewe het, waarin ons krag het. En vreugde, dit die tema, vreugde en lyding. Vreugde, onthou julle in Pinkster, so tyd terug wat ek die Pinkster laas jaar gehad het, of is dit nou die voor, ek weet nie meer nie, so ruk terug, het ek juis oor die vrug van die Gees gepraat, en een van hulle was vreugde. En ek wil dit so opsom, ek wil sê, die vreugde is nie ek moet eintlik eers so sê, die vreugde van die woord vreugde beteken joy, blydskap. Dis regtig joy, blydskap. Maar vreugde, wat nie, ek wil liewer so sê, vreugde is 'n diepe vrede. Vreugde. Is nie om te joy en hande te klap en musiek te maak en te skree nie. Dit is ook vreugde. Dit is vreugde as jy in die Here bly is, dan wil jy joy. Maar in ons lyding is dit 'n diepe vreugde wat daar in my hart gesetel raak, omdat ek God liefkry en vertrou, met wat ook al. Dit is dalk daai rus waarvan ek wil praat, die rus wat God ons gee, daai vreugde wat hy ons gee, in lyding. Nou ja, ons kan oor lyding praat. Ons weet, ons het al baie daaroor gepraat, Julian en ek het verskeie kere al daaroor gepraat, ons het oor gepraat, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense, en ons verstaan dit niks. So, op die einde van die dag, is die pyn wat ons ervaar, 'n pad wat ons loop in hierdie wêreld, en ons kan sekere goed nie erken nie, ontken nie. Ons kan nie ons kan nie ontken dat pyn en seer en verlies en vrees deel van ons lewe is. Dit is net so, dit is deel van ons lewe. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Maar hierdie goed, okay, kom ons sê lyding kom uit 'n klomp goed uit. Daar's verskillende goed. Een van die goeters is my sonde. My sonde kan maak dat ek ly, né? Jy kan ly. Jy kan deur 'n egskeiding gaan omdat jy ontrou was. Daai pyn wat jy aan jou vrou en jou kinders en jou man en jou kinders gedoen het, kan jy nie terugneem nie. Dis seer. Dis stikkend. Dis pyn wat tot in jou wortel. Dit is pyn wat jou dra met 'n gewete jou hele lewe lank. Maak jou, dit bind jou. Sonde, soos mense wat te veel alkohol gebruik in hulle huise. Mense wat, julle ken die lewe. 'n roekelose man, 'n roekelose vrou. 'n mens wat nie buig voor die Here nie. Daai mense kry seer. Ongelooflike pyn in hulle harte en hulle veroorsaak. En dis hierdie sonde wat ons opvreet en wat ons stikkend maak. En daarom is die oproep by Pinkster juis, kyk na die kruis, sien die versoening, raak ontslaaf van jou sonde, sien die opstanding, sien die hemelvaart, sien die Here lewe, en hy wil jou skoonmaak, hy wil jou reinig, sodat jy
kan nuut begin. Hy het dit nie gesê, hy vat die sonde se gevolge weg nie. Jy gaan daarmee sit. Maar soos die Engelsman sê, deel daarmee. Deel met dit. Werk daaraan. Moenie dat hierdie sonde en die gevolge van die sonde nadat ek tot inkeer gekom het, nog steeds my vashou nie. My steeds seermaak nie. Die tweede ding wat mense wat pyn veroorsaak is ander mense. Mense wat roekeloos bestuur, maak 'n ongeluk, my kar se band bars. Daar's goed wat net gebeur. 'n Klip val op my toon en breek my voet. Die skroewedraaier steek my terwyl ek onder die kar lê. Jy weet die goed gebeur. Hierdie goeters gebeur. En hierdie goeters het gevolge. Veral ander mense. Ander mense wat my beroof en besteel en my goeders wegdra. Ander mense wat my kwaad maak en seer maak. Mense wat my lewe beïnvloed. Elke dag. Daai mense. Daai ander mense. Dis mense wat pyn op ons lewens bring. Die derde ding wat ook pyn veroorsaak is die gebeure wat ek het nou twee goed gehad. Eerste een is die sonde, die tweede een is mense wat iets doen, maar ek wil net vir julle die ongelooflike stukkie lees in Korintiërs. In Korintiërs 11 vers 21 vertel Paulus wat het hy oorgekom, wat het hy alles oorgekom. Hy het tog al hierdie merkies en goetertjies. Wat hy alles oorgekom het, wat hy gedoen het. Hy sê daar soos hy wil nie roem nie. Hy sê maar as ek dan moet roem, ek is 'n Hebreër. Is hulle Hebreërs, ek ook. Is hulle Israeliete, ek ook. Stam hulle van Abraham af, ek ook. Is hulle 'n dienaar van Christus en nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek het nog harder gewerk en was meer in die tronk, meer gevange, meer dikwels geslaan en meer dikwels met die dood gedreig. 5 maal is ek deur die Jode gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. 2 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal is ek skipbreek gelei. En 1 maal het ek die dag en nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en gevaar, deur gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenote, gevare van heidene, gevare in 'n stad, gevare in die veld, gevare in die see, gevare onder, so gaan hy aan. Hierdie man, wat het hy gedoen? Weet jy wat, hy het net die evangelie verkondig. Hy het net vir hulle vertel van Jesus. Hy het vir hulle die weg gewys. En hoor wat het hulle met hom gedoen? Mense kan ons mense, ook Christene en mede-Christene, seermaak, vernietig, bykom, omdat hulle Christen is. Moet ek wel hoor as ons in die wêreld daar buite is, patata, hier kom hy alweer, julle moet nou julle woorde tel. Het iemand al ooit gesê, hoor jy, jy moet oppas die man, hierdie man, of hierdie vrou, is 'n Christen. So, nee, weet jy, hulle doen dit met 'n doom nie. Asof die doom nie sonde het nie. Maar as jy beledig word terwille van Christus, sal jy weet, jou getuienis staan uit. Jou getuienis staan uit. Dis beter om deur hulle verloon te word, as om God te leer te stel. Daarom is dit so moeilik, as mense seer maak, mens beledig. Daarom mense is vreeslike goed om ons seer te maak. Die derde een was die gebeure wat plaasvind, motorongeluk. Die vierde een is dan the mysterious ways of God, sê hulle. The mysterious ways of God. Nou ek wil dit so vertaal, die onverstaanbare verborge handelinge van God.
Die onverstaanbare, verborge handelinge van God. En dit is hier waar ons dikwels struikel, dis hier waar ons 'n probleem kry, is hier waar ons swaar kry. En dit is hier waar ons sien dat God dikwels ingryp in mense se lewens. Ek gaan nou so 'n paar voorbeelde noem, maar een van hulle onder andere is dat die Here het in konings se lewe ingegryp. Die Here het in die toring van Babel, dit was vir my interessant toe my gedagte daarna toe gaan, het die Here ingegryp en wat het hy gemaak? Vandag het ons baie tale. Dit kom daar uit. Dit kom daar uit dat by die Here gryp in twee mense se lewe, Josef en Maria. Godsdienstige man en vrou, meisie, swanger sonder dat sy in die huwelik is. Wow, wat 'n ellende wag vir haar. Sy hardloop na Elisabeth toe. Sy gaan en toe sy die lofliedere van Elisabeth hoor, besef sy, groot is die Here. Dis hy wat dit maak. Dis hy wat dit maak. Maar dit is 'n ingrype in hulle lewe. Dit is 'n verandering in hulle lewe. Dit is in 'n ander rigting. Paulus was hierdie wonderlike man. Hy was 'n geskrifgeleerde. Hy was slim geweest. Hy was voor in die koor geweest by die Jode. Hy was geëerde man. Hy was ryk. Hy het ook baie selfvertroue en bravado gehad. Hy het op sy perd geklim en hy het agter Damaskus toe gegaan om die Christene te loop vervolg. Groot en sterk man. Wat word van hom? Hy lê in die stof voor Jesus in die lig en hy word blind. Die Here praat met hom, net hy hoor. Die Here sê vir hom, Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Net hy sien dit. Maar vandaar na sy blindheid, totdat hy weer sien, het hy 'n hele ander mens geword. 'n hele ander natuur gekry, want die Gees van God het op hom gekom. Toe hulle vir hom bid, sy oë oop gegaan, het hy gesien. Ja, kom ons kyk na Job. Wat het met Job gebeur? Job was 'n skatryk man gewees. Hy het 'n klomp kinders gehad, ek dink 10 of so van hulle. En hulle het almal hy was ook 'n godsdienstige man, hy het die Here gedien en hy weet niks van hierdie gesprek tussen die Satan en die Here nie, oor hoe hy goed beproef en al hierdie goede moet word. Hy weet niks daarvan nie. Al wat hy beleef is dat daai kinders van hom, en hy het nog ook vir hulle gaan offer, né? Hy was bang hulle gaan iets oorkom, dat hulle dalk die Here gaan kwaad maak in hulle partytjie houery. Dan bid hy, ons doen dit ook. As ons kinders so wegry na 'n partytjie toe, dan sê ons, Here, mag hulle tog net beskerm, hulle tog net bewaar, hulle tog net, laat hulle net veilig terugkom, laat hulle net by die huis kom. En dan lê ons wakker en dan wag ons vir hulle. Ek sal nooit vir Willem vergeet wat met sy matriek partytjies ingekom het en toe die kar oor die reëling hardloop, hy sê tap tap. Toe sê ek woedend dat hy nou eers in die huis kom 3:30 in die oggend. Toe lê ek nog heeltyd wakker. Maar ek het gebid. Gebid, vertrou die Here sal hom help, sal sien. Maar die arme Job het ook vir sy kinders gebid, maar daar was toe nie. Almal is weg. Hy het alles verloor. Hy het tot sy gesondheid verloor. Kan jy jou in die voete, in die skoene druk van Job? Liewe ouers, nee dankie, ek wil nie daar kom nie. Ek weet nie of ek saande sal bly nie. Ek weet nie of ek dan nog sal stryd nie. Vir 37 hoofstukke beklei hierdie man met die Here en met sy vriende. Hy sê nee, daar's nie 'n manier dat hy gedoen het wat hulle sê nie. Hy het regverdig geloop. Hy het 'n mooi pad geloop. En uiteindelik kom die Here en hy ontmoet hom. Hierdie man in sy smart met sere en sit in as en hy stink. En sy vriende koggel hom. Kom die Here en hy sê vir hom, o ja, ek het 'n bietjie met die Satan gestry. En toe het ek besluit, jy sal hierdie goed. Het hy dit vir hom gesê? Ai, konna. Al wat die Here vir hom vra, was jy daar?
Was jy daar? Toe ek hierdie wêreld gemaak het, toe ek die see sy perke gestel het, toe ek die reën en die diere gemaak het. Was jy daar? Hy my vriend, was jy daar? Dan sê hy nee, ek was nie daar. Dan sê hy maar, dan sê die Here, sal jy die krokodil kan vat? Sal jy die seekoei? Het jy sy krag? Dan sê hy nee. En later dan raak Job stom. Die tyd is net te min. Ek wou die hele hoofstuk, ek wou jy moet Job 39 vers 36 en 42 vers 1 tot 6 gaan lees. En daai Job sê dan net, Here, ek het gedink ek weet. Maar nou het ek U gesien. Jy moet nou dink, jy en ek weet van die Satan wat met Job in die Here gestoei het. Maar jy moet dink jy's Job. Wanneer wil jy besef God is groter as ons omstandighede? Wanneer wil ons besef ek wil die pad met God loop want hy is uiteindelik in beheer. Uiteindelik sal ek ook verstaan. Nie die volle konteks nie, want ek is te dom daarvoor. Ek is te klein daarvoor. As ek moeilikheid kry, dan dink ek, dis is nou so moeilikheid, dis nou die einde, dis is finaal, dis klaar, my lewe is kapot, ek hoef nie meer asem te haal nie. En dan sê die Here, staan op. Ek is besig met jou. Paulus, staan op. Gaan. Laat hulle vir jou bid. Gaan word stil in jou stomheid en in jou blindheid. Gaan kry my daar in die stilte, dan sal jy dalk iets verstaan waarmee ek besig is. En Paulus het al hierdie slae, al hierdie vernedering, al hierdie gevare, al hierdie gespot, al die fisiese, Stefan Joubert het eendag gesê, dit moet die mens wees wat die onsienlikste wese was, want hy is so vermink, dat jy nie aan hom sou wou kyk nie. Hierdie Paulus, vermink vir wat? Vir die boodskap, sodat die Europa en die res van die wêreld, die boodskap van Jesus Christus kan. Het Paulus dit gesien? Nee, hy het dit nie gesien nie. Hy het net gedoen wat hy moet. En hy het elke dag op die Here vertrou vir sy brood en vir sy water. Al was dit nie vir hom duidelik nie. En daarom as ons na Job dink, dan leer ons definitief hierdie kosbare les van die Here is groter en met groter goed besig in jou en my lewe in Suid-Afrika. Ek gaan nie toelaat dat die wêreld vir my vertel ons is kapot nie, want God is nie kapot nie. Ek gaan nie vertel dat die kerk is nie relevant nie, want ons is nie relevant nie. Is ons relevant? Ja, ons is relevant. Al is ons 'n klein klompie, 100 mense. Ons is relevant. Want waar jy werk en wat jy doen, daar is die Here. Daar is die Here besig met jou. Daar werk hy met jou. Daar werk hy met die rondom jou. Daar brei hy uit. Daar praat hy. Dit gaan nie oor hoeveel mense in die kerk sit nie. Dit gaan oor hoeveel mense Jesus Christus in hulle hart het en die Heilige Gees wat in hulle lewe regeer. Ek wil nog 'n paar voorbeelde uit die Ou Testament aanhaal. En die eerste een is Samuel se ma. Kom klim bietjie in Samuel se ma se skoene. Sy is een van die vrouens van Elkana en die ander vrou is Penina en Penina het kinders en daar word geoffer as hulle eenmal 'n jaar na die tempel toe gaan, dan word daar geoffer vir haar en sy en haar kinders is in vreugde en in blydskap en sy sit alleen en sy sit alleen. Sy het nie 'n kind nie, daar word nie vir haar geoffer nie. Al was sy die liefling van haar man, bly sy kinderloos. En dan kry ons haar genadeloos huil in die tempel, soveel so dat Eli vir haar sê, ag nee man, jy's dronk. Sê sy nie, ek smeek net van die Here 'n kind. En sy het vir Samuel. Sy het vir Samuel die vreugde wat kom
op dit waarvoor jy wag. Dit is altyd so, né? As ons by die lughawe staan en ons kry mense wat kom kuier of kinders wat van die buiteland afkom en jy sien hoe staan daai mense daar en hulle kan nie ophou om te spring en bly te wees en te kyk en te gaan soek. Hulle druk eintlik daar in die deure in waar jy nie mag ingaan nie. Dan staan hulle maar as daai siel daar by daai deure uitkom, daai vreugde, daai ongelooflike blydskap wat daar op die harte van mense is wat mekaar weer vind. So was Hanna. Sy was in die jubeling, want God het haar gehoor. Een van die goed wat ons moet weet, is die Here troos ons op die regte tyd, op die regte manier. Moenie ongeduldig wees nie. Bid, huil, ween, smeek, maar as die uitkoms van die Here kom, jubel en praat daaroor, getuig daarvan, want as ons stil bly, het ons geen getuienis nie. Dan praat ons nie van die krag van God nie, dan verstaan ons nie van die vreugde wanneer die uitkoms kom nie. Rut, julle ken vir Rut, né? Sy was getroud met Naomi se seun, en sy en haar, wat was haar? Ag, jene tog. Orpa. Sy en Orpa was die twee skoonskinders. Daar gaan die man dood. En toe gaan die twee seuns dood. En hier sit hulle in 'n vreemde land, nie in hulle eie land nie, hulle sit in 'n vreemde land, weduwees. Hulle is regtig die randfigure. Wat sal ons hulle noem? Sal ons sê die straatbewoners? Van dis wat hulle werd was. Niks. Hulle was 2, 3 vrouens en Naomi besef maar sy kan nie met haar skoondogters dit aan hulle doen nie. Sy stuur hulle terug en Orpa gaan terug, maar Rut sê nou wys, ek gaan saam met u terug. Sy gaan terug na haar mense toe. Wonderlik, né? Dat ons kan weer terugkom na ons mense. Al ons buitelandse mense, al ons kinders kan weer terugkom en hulle sê ek kom terug na my mense toe. Ek en jy. Ons kom. So, wat word van Rut? Rut gaan koring optel. Sy word die vrou van Boas. Sy word die ouma grootjie van Dawid en Jesus. Boas en Rut. Verstaan ons die weë van die Here? Hoekom sterf iemand dat iemand anders moet geboorte gee? Ek weet nie. Ek begin vertrou dat die Here weet en dat ek vreugde in die Here sal vind. Jona, julle ken vir Jona, hy beklei teen die Here, hy vlug die kant toe in plaas van die kant aan Ninive toe, die ander kant toe. Hy land in die visse en hy word teruggegooi daarso waar hy moet wees by Ninive en daar by Ninive moune en gaan hy te kere en hy weier en uiteindelik sê die Here vir hom: Wiese mense is hierdie? Nee, hulle is heidene, sê hy, en hulle is waar, hulle was sondaars, hulle was verskriklike sondaars, hulle was regtig immorele mense gewees. Die hele volk, die hele stad, hulle was werd om verstrooi te word, maar die Here doen dit nie. Hy sê, dis my mense, ek sal red wat ek wil red, jy sal net die boodskap verkondig. Mag jy en ek die boodskap ooit terughou van God se vreugde in ons harte as ons swaar kry. As ons 'n geleentheid kry. En Jona begin besef, God is groter as Israel en die tempel. Hy's groter as die kerk. Dis sy goed daai. Hy sal dit oppas. Dis nie jou en my tyd nie. Hy pas sy kinders op. Hy pas vir jou op. Hy's vir jou lief. Hy het vir jou gekoop aan die kruis. Jou naam staan in die boek van die lewe. Geen sonde nie. Gewas deur die bloed van Christus. Jona, vertrou die Here. Dat ook in die goed wat ek nie verstaan nie, die goed wat ek nie kan beheer nie, die goed wat vir my regtig te groot word, ek in vrede met die Here kan wees. Dawid,
Ons het oor Paulus al gepraat. Ek sal miskien net nou weer na hom verwys, maar Dawid is 'n man wat vir Goliat met 'n klippie doodgegooi het en eintlik hom nie doodgegooi nie. Ek dink lights out gegooi het en toe sy kop afgekap het. Maar hy het hom gevel, hy het hom doodgemaak. Hy was 'n jong seun, klippietjies en 'n slingervel. Hy het die leeu en die beer afgehou van sy skapies af. En hierdie man word so groot, nê. Hy moet baie jare wag en ek het al baie gedink, hoekom het die Here nie vir Saul maar dan nou. Hy het hom dan vir Dawid gesalf as koning. Hoekom het hy vir Saul so lank nog laat lewe? Hy daai mannetjie kom uit die onthou net Julian het vir ons so mooi gesê, Dawid kom waarvan af? Hy was die jongste, maar hy was ook sommer lyk vir my so die skaapwagtertjie. Die swakste werk van alles het hy gedoen. Hy moes hulle oppas, daar een kant hy was nie 'n gesiene een nie, want toe hulle nou die een moet salf, toe kry hulle niemand in daai klomp kinders van hom nie, van sy pa nie. Hy kry en hulle gaan soek nou vir Dawid daar in die veld. En hierdie simpel mannetjie in die oë van sy familie word die magtige koning wat Israel verlos. Ek wil nou net nie gesê het, maar gaan dit sê, moet jouself nooit gering ag nie. Moet jouself nooit gering ag vir die groot dade wat God deur jou kan doen. Waar jy is en wat jy doen. Die vreugde lê daarin dat jy beskikbaar is in jou lyding en jou swaar kry. En wat doen hierdie Dawid? Hierdie Dawid loop staan en sondig verskriklik teen die Here. Hy vat 'n ander man, hy maak hom dood. 'n ander man se vrou, hy het 'n baba by haar, hy slaap by haar, hy maak die man dood, en hy dink hy kan wegkom, en Nathan sê vir hom, nou, wees, daar's nie 'n manier dat jy kan wegkom hier nie. Jy gaan nooit weer, jy gaan nie die tempel bou nie, jy sal nooit sonder oorlog gewees nie. En wat doen hy? Hy gaan lê op die grond, en hy bid, en hy smeek, en hy ontmoet die Here, en gaan lees maar Psalm 51, gaan sien jy wat het hy deurgegaan. En uiteindelik sterf die kind, betaal hy. En Dawid staan daar op, en daar staan net hierdie woorde, hy het sy vrou getroos. Jy kan nie iemand troos as jy so hard en vogtig en sondig is nie. Jy moet God ontmoet om te troos. Jy kan net troos, waarlik troos, as jy getroos is deur God. En daarom gaan ons dikwels goed deur terwille van ons kinders. En ons kinders gaan goed deur terwille van ons. En ons besigheid en ons plaas en ons huisgesin gaan goed deur terwille van ons groei en beter wees. En Dawid word hier die nuwe koning. Ek wil daarmee sê dat as ons deur ons ervarings en pyn wat ons gaan en lyding wat ons het, watter aard dit ook al is, nie vernuwe nie, is dit alles verniet. Jou pyn is dalk die manier, nie dalk nie, is die manier dat jy verander, dat jy vernuwe, dat jy anders dink, dat jy God ontmoet. As jy 'n alkoholist is wat gerehabiliteer het, kan jy 'n bottelsoort besoek? Nee. As jy 'n alkoholist is wat gerehabiliteer het, kan jy weer na die kroeg toe gaan waar jy altyd gedrink het? Nee. Kan jy saam met jou pelle gaan kuier? Nee. Nee. Nee, nee. Want jou pelle gaan vir jou sê, softie, jy kan maar. Kyk man, ons manne kan dit vat. Jy kan nie weer met hulle kuier. Jou lewe verander. Jy het tyd. Jy kom by die huis 5 uur aan na werk. 6 uur sit jy daar en dan dink jy, wat moet ek nou maak? My lewe verander. Ek het tyd met my gesin, met my vrou, met my kinders, met my geliefdes, met my gemeenskap, met my kerk. Ek het 'n hele nuwe bladsy, 'n nuwe era wat vir my oopgaan wanneer ek nuut word in die Here.
Jy moet verander. As pyn jou nie verander nie, gaan jy nie verander. Ons sit nie ons hand op 'n warm plaat en los dit daar nie. Ons vat hom dadelik weg. Ons gaan nie weer daar waar die sonde ons vernietig nie. Ons moet nuwe paaie loop. Ek het nog iets so in 2 Kronieke 4 oor die Siamitiese vrou. Sy het vir Elisa kos gegee en later 'n plekkie gebou. Gaan lees bietjie daarin, het ek vir julle gesê, 2 Korintiërs 4 vers 8. Gaan lees daai stukkie geskiedenis weer. Dan sien jy, hy bou vir hom later 'n bovertrek en uit goedheid vra Elisa vir haar, hoorie, wat kan ek vir jou doen? En sy sê, ek het nie 'n seun nie. En hy sê, jy sal volgende jaar hierdie tyd 'n seun hê. Sy sê, man, my man is oud. Dit is gewoonlik die man se skuld, maar die man is oud en hy kan nie nog kinders hê nie en wat so. En nee, hy sê, ek sal volgende jaar hier kom, dan sal jy 'n baba in jou arms hou. En so waar, daar is die baba. En daar gaan die baba dood. Ek skat 4 jaar oud omtrent, gaan die baba dood. Jongman daar by sy pa, seentjie daar by sy pa waar hy gewerk het. En Elisa kom lê op daai kind later. Lees maar die hele verhaal. En daai kind lewe weer. En as iemand ooit daar was wat jy 'n pa of 'n ma of 'n boetie of 'n kind sien sterf het, en jy wens jy kan hulle terugbring. Jy kan 'n Elisa kry om op hulle te kom lê, om hulle terug te bring. Dan verstaan jy pyn. Verstaan jy lyding. Al troos wat ek gevind het in die tragedies van my en Tia se lewe, was dat die Here die poorte van die koninkryk oopgemaak het vir my en my geliefdes, vir die wat in die Here is. Dis my troos, dis my vreugde, dis my rus, dat ek kan rus in die Here, dat hy vir my vrede gebring het in die Here. Dat hy vir my kind, my geliefde, my ouer, my pa, my ma, my vriend, die koninkryk oopgemaak het, dat ons daarin kan gaan. Die een wat geweldig gelei het, is Jesus. Jesus het geweldig gelei. Dit was teen sy aard wat hy moes deurmaak. En tog het hy dit deurgemaak. As hy vir Thomas hier ontmoet, wat sê hy vir Thomas? Thomas, kom hier. Kom druk jou handvingers hier in hierdie merke van my. Kom druk jou hand in my sy en glo dat ek lewe. En Thomas sê, my Here en my God, in skaamte besef hy, maar hy het nie geglo nie. Hy het nie geglo nie. Iemand het gesê, en ek weet nie of dit so is nie, maar iemand het gesê, en ek vermoed dit is so, dat in die hemel gaan die enigste een wat tekens gaan dra van sy lyding is Jesus. Ons gaan nie tekens dra nie. Ons gaan weer herstel word, nuut gemaak word. Maar nie hy nie. Sy tekens gaan jy en ek sien in die hemel. My vraag is, waar steek ons tekens weg van die lewe wat ons gemaal het en seer gemaak het en nuut gemaak het? Waar steek ons tekens weg? Want ons moet praat daaroor, ons moet ons tekens wys soos Jesus gesê het, kom kyk, so het die Here my verlos, so het die Here my gelei, so het die Here my gehelp. Maar ons bly doodstil. Ons bly doodstil oor die verlossing van my besigheid. Ons bly doodstil oor die vernuwing van my huwelik. Ons bly doodstil oor die kind van ons wat verlore was, wat gered is. Ons bly doodstil, want ons kan nie die tekens aan ons lywe wys nie, en ons gees en ons siel, omdat ons skaam is.
skaam. Jesus is nie skaam oor sy wonde nie. Laat ons nie skaam wees oor ons wonde nie. Laat ons vreugde vind in ons wonde. Laat ons genesing vind in ons wonde. Ek sluit af en ek sê, ons ware vreugde lê in Jesus Christus en nie in ons omstandighede. As jy nie die hand van Jesus kan vashou terwyl die storms om jou losbars nie, is jy verlore. Ons vreugde en ons blydskap lê in Jesus. En dan kom die vrede en die rus. Dan kom die kalmte. Dan kom die wysheid, dan kom die hulp, dan kom die raad, dan kom die nuwe mens wat ek geword het na vore. Mag die Here vir julle seën. Ons Vader wat in die hemel is. Ons is baie kleinserig, maar ons weet ons leef in 'n wêreld van pyn en lyding en swaar kry. Van vermink na gees en liggaam. Maar ons sal soos Paulus sê, ons vreugde lê in die Here. Aan hom kom toe al die lof, dank en die ere. Gee vir ons rus, Here, gee vir ons uitkoms, gee vir ons nuwe lewe, want ons wil by U wees, by U voete sit, en omarm ons o Gees van God, met die kombers van U teenwoordigheid, en rus en vrede. Skenk ons dan ook die vreugde van die kindskap, van die feit dat ons U eiendom is. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.